Attie, Wilna en Wilmien. Attie was hierdie groot teddybeer. Hy was 'n groot, grofgeboude man gewees en baie, ek sal sê baie sagte klein hartjie gehad. Waar hy kon help, het hy enigiemand gehelp. Of jy nou die kant gebly het of daai kant van die plaas, hy het jou gehelp. Ja, hy was 'n ou regte liefdevolle mens gewees en hy kon nie nee sê nie. Hy kon van niemand nee sê nie, hy het altyd 'n helpende hand vir enigiemand gegee. Wilna het by die koöperasie gewerk, so sy was uit 'n koöperasievroukie gewees. Lief vir die boere, lief vir gunsies doen, lief vir goed doen vir ander mense. Almal het hulle geken en Wilmientjie vir 'n kleuter, as ek nou kan terugdink, vir 2 jaar het Wilmien ongelooflik baie gepraat. Vir 'n 2 jaar. Ek dink Liewe Jesus het opgedoen, want hy het geweet sy gaan nie so baie kan praat nie. So hy het vir ons laat sy baie met ons gesels oor baie dinge wat 'n 2-jarige nie gewoonlik eers kan begryp van nie. Wilna was een van daai ma's wat Wilmien het eers gekom. Sy en Attie beide, Wilmien het eers gekom. Was julle veilig by die huis. Dankie vir die great dag. Baie lief vir julle. Hulle het 1 skoot afgeskiet, wat almal gemis het en in die garage vasgeskiet het. Attie is herhaaldelik geslaat met die panga en met 'n mes. So het Attie naderhand geen senuwees meer oor gehad nie, soos wat hy beklei. Hy het bo een te lande gekom en hy het hom probeer berg. Maar Attie het nie meer enige senuwees of spiere gehad nie. Al wat hulle kon kry, was 'n tydvark. Please don't kill my family. We came for all of you. Soos Attie nou daar gelê het, vol bloed, het hulle die tydperk in sy rugge gedruk. En dit het veroorsaak dat hy verlam geraak het. Wilmien wou net op haar help. Wilmien se voete is die hele stoepie vol gevind, soos wat sy om hom gehardloop het om hom te probeer help. En haar handjies vol bloed aan sy hemp, terwyl Wilna vasgehou gestaan het. Hulle het vir Wilna gesteek hier in haar nek 'n paar keer
Soos wat sy seker probeer wegkom het om vir Adie te help en vir Wilmien te probeer vang. Wilmien het verskriklik geskree en hulle kon dit nie hou nie. Hulle het vir Wilmien doodgeskiet in haar kop. Hulle het haar gevat, soos 'n slegte hond, in 'n boks gegooi. Buitekant. Het hom al weg te kry van Wilna af en van Adie af. Hulle het vir Wilna in die huise gevat en ammunisie gekry. Volgens die patoloog en volgens die forensiese mense was Adie nog steeds hier so by gewees. Hy het letterlik gelê en gesien hoe word sy kind doodgeskiet en hoe gewond hy in hierdie huis in. En natuurlik, ek dink enige normale man, die eerste ding wat jy gaan dink is, hulle gaan my vrou verkrag. En ek dink Wilna het dit ook gedink. Hulle het vir Wilna kluis toegevat en vir baie aansak. En al geld wat hulle uit daar gekry het, was hulle salarisse gewees. Daar was niks ander geld gewees nie. Toe begin sy die Onse Vader bid. En ek hoop ek glo die mense is daar gehoor. En die res vir haar draaglik gemaak. So het sy begin bid, die Onse Vader, het een van hulle vertel in die hof. Die hele tyd oor en oor. Ons het nie die leksheid om agteroor te sit en te wag dat iemand anders ons probleme namens ons oplos nie. Dit is waarom AfriForum aktief werk in gemeenskappe om deel te wees van die oplossing. Waarom AfriForum alreeds meer as 150 plaaslike gemeenskapsveiligheidsstrukture geskep het. Waarom daar alreeds 10.000 mense by hierdie strukture betrokke is. Waarom AfriForum plaaslik en op internasionale vlak bewusmakingsveldtogte dryf om steun te werf vir veldtogte soos die veldtog teen plaasmoorde. En waarom AfriForum druk op die Suid-Afrikaanse regering toepas
om sy verantwoordelikheid teenoor sy burgers na te kom. Help ons om ons hand sterk te maak, word deel van die oplossing.